'n afgod is 'n baie gevaarlike ding, veral in vandag se tyd. Kyk, Ou Testament was dit eenvoudig. Jy bou 'n goue kalf of jy bou hierdie beeld of daai klip of wat ook al en jy buig. Afgode vandag is onsigbaar. Dis onsigbaar. Baie keer is ons nie eens bewus daarvan in ons lewe nie. Dit is 'n iets of dis 'n iemand, dit kan 'n persoon ook wees. Ek bedoel, dit kan 'n ding wees. Ons kan nou 'n bietjie daaroor gesels. Maar wat ongemerk insluit in jou lewe en die tyd wat jy vir God moet gee, die aandag, die toewyding en die liefde wat jy vir God moet gee jy vir daai iets of vir daai iemand. Dit is hoe afgod in vandag se tyd werk. Die Ou Testament was maklik. Jy bou die goue kalf en daar's die afgod en jy buig voor hom. Nou, een van die gevaarlikste afgode van ons tyd, spesifiek wat ons inleef, is die ek. Is die afgod van self. Die ek vat al die tyd. Ek is so, ek wil amper die woord gebruik, verlief op myself, nie net lief vir myself nie, verlief op myself, dat ek God nie nodig het nie. My afhanklikheid is van myself, dis nie van God nie. En ek wil 3 goedjies vir jou uitlig. 3. Die eerste ene, jy is nie die voorsiener nie. God is die voorsiener. Die hoofletter voorsiener in jou lewe en in my lewe. En die voorsiener in die eerste plek in jou lewe en in my lewe is God, nie ek of jy nie. Jahwe, die naam Jahwe, wat so mooi beskryf word in Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dis Jahwe. Leef jy werklik daarvolgens, of het die ek, die self, 'n afgod in jou lewe geword? 'n tweede manier wat self 'n aaklige afgod kan word, is doodgewoon. Ek is die heeltyd onvergenoegd. Ek is die heeltyd ontevrede met myself. As ek dit durf waag om in die spieël te kyk, dan is ek ontevrede hiermee, ek is ontevrede daarmee, ek is ontevrede met dit, ek is ontevrede met dat. En so kan jy aangaan. En daai ontevredenheid maak dat jy die heeltyd besig is met self. Al jou tyd, al jou aandag gaan aan self in plaas van aan God. En dan die derde ding wat ek jou teen wil waarsku en myself wil teen waarsku is, hou op om jouself te vergelyk met ander. Of dit nou gaan oor geld, of dit nou gaan oor hoe jy lyk, of dit nou gaan oor waar jy bly, dit maak nie saak nie. Hou op om jouself te vergelyk, want dan is jy ook die hele tyd besig met self en 'n ontevredenheid met self, wat weer jou liefde, tyd en aandag en toewyding gaan nie in God nie. Nommer 1, hy wil jou eerste liefde wees. Jou eerste liefde. God wil eerste in jou lewe wees. Pas op om van jouself 'n afgod te maak, met hoogmoed en arrogansie, en ek wil dit noem 'n selfbeheptheid, 'n verliefdheid op self. Kom ons waak daarteen, kom ons wees wakker teen dit.